Right, Kemfert van KKS. Wat bring hulle vir jou na die party toe? Ons is onlangs by hulle boeredag. Kom ons luister 'n bietjie. Ons is by Kemfert Solutions. Kemfert is deel van Klein Karoo Saadproduksie en ook dan nou deel van Agroforce binne die groep KKS. Ons lewer die diens en verskaf ook aan produkte ten opsigte van plantplaag en kunsmis. Ek gaan vir julle vandag iets sê en praat net oor 'n grondontleding, die interpretasie van 'n grondontleding. Ons gaan 'n paar vrae hê. Joran wat met die bemesting werk, gaan bietjie met u praat oor verskillende kunsmisprodukte, beskikbaarheid. Dankie ietsie oor wateroplosbaar versus korrels. Maar asseblief, hierdie beteken altyd baie meer. As u nou vir my vrae het, dan praat ek niks oor 'n grondontleding nie, dan hanteer ons die vrae. Dis altyd die beste manier om te leer. U weet dalk meer as wat ek weet. So as u wil vrae, steek net asseblief u hand op. Dan stop ons en dan hanteer ons die vraag, sonder dat ons nou in 'n studiegroep gaan verval. As jy 'n grondontleding neem, die belangrikste is, die laboratorium waarna toe jy dit stuur, bly by daai laboratorium, want daar is verskillende ontledingsnorme, standaarde en ekstraksiemetodes, wat 'n groot invloed het op die resultaat, en daai resultaat gebruik jy om of dierkunsmis te koop, of om glad die kunsmis te koop. Ons het verskillende metodes. Ons praat van uitwasmiddels. As ons byvoorbeeld katione gaan ontleed, kalium, kalsium, magnesium, dan gebruik ons in Suid-Afrika ammoniumacetaat oplossing vir ontledings. As u dit na Brookside in Amerika toe gaan stuur of sou stuur, dan gebruik hulle Melic 3. Melic 3 vir alles. Ons gebruik verskillende ekstraheermetodes vir ons ontleding. Kry ons dan nou die stukkie papier terug, dan is daar 'n klompie inligting, net soos wat u sal gaan vir 'n doktersondersoek, en hy weet nie wat fout is nie, dan moet u bloed laat trek. En in daai verslag is die yster te hoog of die yster is te laag, of dalk is die vrou maar net te kwaai. So dis baie belangrik. Dan het ons 'n klompie inligting. Nou moet ons daai inligting verwerk en ons moet uitkom by 'n pas aanbeveling. U kry daar pH, hoog of laag, u moet bekalk, u moet gips gooi, u kry in milligram per kilogram of dele per miljoen, net om u aanduiding te gee as ons praat van milligram per kilogram, ons praat ook van balkdigtheid. Balkdigtheid is hoeveel kilogram is in 1 kubieke meter. Gewoonlik by 'n balkdigtheid van 1.2, 30 cm praat ons so plus minus van 3600 ton. Belangrik by die neem van 'n grondmonster, moet hom nie te diep neem nie, want onthou nou, jou P en jou K en jou magnesium is altyd in die boonste gedeelte baie hoër is middel en onder. As jy bome gaan plant, dan vat jy 'n 30 en 'n 60 cm en stuur dit apart weg vir 'n 30 en 'n 60. Omdat ons bemesting of kunsmis altyd op die boogrond toedien, is die status altyd hoër as wat dit dieper gaan. Dieselfde met 'n pH-ontleding, is ons 'n pH diepte vat van 60 cm of 90 cm, kan ons kry dat die pH in die boonste 10 cm is dalk 6.5, maar die gemiddelde ondertoe gee vir u ontleding van 4.5 en nou gaan die bekalk, en u hoef dalk nie bekalk het nie. So, belangrike grondontleding in kort is nie om iets te verkoop nie, dis ook sodat u nie altyd iets hoef te koop nie. Sê net daai vir die smouse ook. Ja. Ons is ook deel van die smouse, maar dit is baie belangrik. Want wat gewoonlik gebeur, hierdie ding verval in 'n resep. En na 3 jaar, dan sê u vir die landboukundige, maar ek het dan nou verskillende lande en ek het 3 grondmonsters en ek gee nog dieselfde hoeveelheid kunsmis. Dit moet nie so wees nie. Die stikstof behoort konsekwent te wees, want ons werk op onttrekkingssyfers. Die P en die K word gewysig. Dit is geen nuwe ding, laat fosfaat hoog genoeg kan wees op 'n grondontleding. Hy is toeganklik. Fosfaat word altyd beïnvloed deur
organiese hoeveelheid organiese materiaal en ook die hoeveelheid aluminium in die grond en natuurlik die ou resep van 'n 10 tot 1 fosfaat tot sink in die grond. So dis 'n klomp ingewikkelde goed wat u landboukundige of u produksieadviseur vir u sal deurgee. Bly by die grondontleding, dan gaan 'n hand op, my tyd is verby. Is daar enige vrae oor 'n grondontleding of iets anderste? Ek wil vra as jy loog hou, want veral in die somer as jy begin baie water gee, maar dan is jou kunsmisprogram gewoonlik so aan die klaarmaak. Loog jy baie of is dit nie regtig 'n probleem nie? Jy loog afhangende van die grondtipe. Die oomblik wanneer 'n wateroplosbaar of 'n korrel, die oomblik wanneer 'n korrel opgelos is dit dieselfde as wateroplos, is 'n sout. Die oomblik wanneer jy oorbesproei, dan gaan jy loging kry. As jy nie oorbesproei nie, dan kan jy nie loging kry nie. Want dit wat jy besproei, het jy worteloppervlakte. En daar waar jy wortels het, is die wortels in staat om jou kunsmis op te neem. Baie belangrik, 'n wortel groei nooit na kunsmis toe nie. 'n Wortel groei na water toe. Kunsmis deur die water, ideaal, want daar waar jou wetting zone of jou benatzone is, daar is jou kunsmis, daar is jou wortels. Dis die voordeel van wateroplosbaar teenoor korrels. Die katione het mos nou 'n positiewe lading, grondkolloïde, negatiewe lading, gaan baie minder loog. Maar as ons praat van loging, dan praat ons sommer duimsuig, 100 mm plus gaan ons loging hê. 100 mm plus, dis baie water. Op die katione. Die ander goed kan loog, as jy nou in suiwer sand gaan boer, dan kan jy loog, ja. Dan kan jy loog. Die goue reël is, die plant gaan vir jou wys wanneer jy geloog het. Ek praat vandag uit die kunsmis oogpunt uit van bemesting, grondontledings. Dis maar waarmee ek te doen het. En dis altyd my lekker om met 'n groep mense te praat wat dieselfde belangstelling as ek deel. Dit is altyd 'n uitdaging as 'n ou 'n beperkte tyd het waaroor praat jy, want 'n ou kan praat oor 'n hele praatjie op sy eie oor grond-pH, jy kan 'n hele praatjie op sy eie hê oor mikroelemente, jy kan 'n hele praatjie op sy eie hê oor makroelemente, oor soutte, elementêre ladings, basisversadiging persentasies. Al wat ek vandag met julle oor gaan praat is oor stikstof, fosfaat en kalium, die 3 makroelemente waarmee ons basiese struktuur van ons kunsmisprogramme mee skryf. So as ons met van stikstof praat, natuurlik die bron van stikstof wat die hoogste hoeveelheid elementêre stikstof bevat is urium met 'n 46% elementêre stikstof per 100 kg. So wanneer ons urium toedien in die grond, moet urium deur 'n proses van hidrolise gaan of hidrolisasie gaan om omgeskakel te word na ammoniumvorm van stikstof toe. So tydens hierdie omskakelingsproses gebeur dit soms dat jy van jou stikstof verloor in die vorm van ammoniakgas. So as jy van urium gaan na ammonium toe, hidrolisasie, van ammonium na nitraat vind nitrifikasie plaas. So dit is organisme gedrewe, klimaat gedrewe, grondtemperatuur gedrewe. Dit kan verskil van plaas tot plaas, dit kan verskil van land tot land ook. So dit is regtig nie 'n proses wat 'n one size fits all op elke plaas is nie. So dis urium, 46% elementêre. Baie vinnig, hoekom is dit? Hoekom het 'n ammonium of hy kan ons nog maar net so gaan? Hoekom Ja. het 'n ammonium of wat die ander ene? Nitraat. So nitraat is maar die voorkeurstikstof van plante veral by kouer grondtemperature. So dit is hoekom ons met nitraat ook in ons program werk. Verskillende uitwerkings, baie goeie vraag. Die 2 soorte stikstof het verskillende uitwerkings op die plant se suikervlakke en die pH van die plantsap ook. So ou kan nie net met die een gaan nie, jy moet dit balanseer in jou plant op die ou einde van die dag. So dis urium. Ammoniumsulfaat is die bron van stikstof wat ons oor die algemeen die meeste in ons area gebruik. Ammonium gee ons 'n voordeel dat die stikstof toedien teen 21% per 100 kg en 24% swaal. So dis 'n dubbeldoel gewas. Ons gebruik hom om te probeer om hoë grond-pH's met tyd te versuur, want ammonium het 'n versuuringseffek op die grond. So dis 'n ideale produk vir ons in ons area en ons kan ook sien dat ons goeie resultate met ammoniumsulfaat verkry. So dis urium, ammoniumsulfaat en dan jou laaste kategorie van stikstof waaroor ek wil praat is nitraatbron van stikstof. So in die korrelvorm, die nitraat wat julle sal ken, heel waarskynlik is maar KN.
Hy's gewoonlik maar 27% of 28% ammoniumnitraat. Wateroplosbaar is kalsiumnitraat. Kalsiumnitraat is 'n 15% nitraat, 20% kalsium. En dan kry jy ook jou vloeibare produkte, vloeibare ammoniumnitraat produkte wat ons op hierdie stadium nie hanteer in ons stelsel nie. So dit is ons die stikstofbronne waar ek wil gesels. Fosfaat is maar MAP, korrelvorm 12% stikstof, 22% fosfaat. En dan ook in die wateroplosbare vorm kry jy MAP tegnies wat 'n 12% stikstof en 'n 26% fosfaat is. Ons het ook produkte wat ons blend met MAP tegnies en irium fosfaat in verhoudings. So ons noem hom die Ultrafos produk wat ons op die stadium by ons in die store het op Oudtshoorn wat ons redelik goed mee doen om fosfaat aanvullings te doen. Hy bevat 'n bietjie magnesium, klein bietjie swaal ook. So dit is 'n lekker produk om na te kyk. Ons laaste kategorie van elemente waaroor ek wil praat is kalium. So as by kalium kom, kry ons die produk wat ons by verre die meeste gebruik op hierdie stadium met ons groentesaadproduksies, kaliumnitraat, wat ons of deur die grond, deur die water kan toedien of as 'n blaarbespuiting kan toedien op ons groentesaadproduksies. Volgende kry ons kaliumsulfaat, geen stikstof, 42% elementêre kalium, 18% elementêre swaal. So ook weer eens 'n dubbeldoel gewas. Waarvan ons moet onthou dat swaal ook baie belangrik is vir die sintese van aminosure in ons plante om proteïene op te bou en kwaliteit styfmeel ook te maak in ons plante. Heel laaste vorm van kalium is kaliumkloried. Ek sien baie lief daarvoor in ons area nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir elke produk. As ons sit met hoë natriumgronde, gaan ons nie noodwendig kaliumkloried gaan gebruik nie. Natrium met 'n positiewe lading, kloor 'n negatiewe lading, die twee verbind om natriumkloried te vorm en jy maak basies tafelsout in jou grond verbrak. So dit in kort, stikstof, fosfaat en kalium. Baie dankie. Goeiemôre. Ja, ek sal net so vinnig iets oor Real IPM. Ons is 'n maatskappy wat nou so rondom al 12 jaar in Suid-Afrika is. Die moedermaatskappy is gestig in Kenia. So ons is van Afrika, as ek dit so kan sê. Dan wat ons hele doel is met ons geïntegreerde plaagbeheer is om die effektiwiteit van ons chemie en bemesting wat ons het te verbeter. Ons is nie teen chemie nie en ons is nie teen kunsmis nie. En dis altyd die persepsie wat die mense het. As jy gaan biologies, dan is jy teen die chemie in die biologie. So geïntegreerde plaagbeheer is soos 'n huis wat op pilare gebou is met 'n fondasie. Die fondasie wat ons gebruik is dan scouting. Die pilare wat ons het is die biologie wat ons gebruik, die chemie wat ons gebruik, die kulturele praktyke wat ons doen en die genetika tot ons beskikking. Nou om geïntegreerde om die plaagbeheer aan die bokant te verbeter, gebruik ons produkte so swamme en fungusse, as ook predatoriese insekte wat dan jou pla en jou peste aanval. So die rede hoekom ons dit gebruik is om jou chemie wat jy gebruik bene te gee en om te verhoed dat jy vinnig weerstand opbou met die chemie wat jy gebruik. So gebruik ons ook die plant en ons probeer die plant se eie immuniteitstelsel verbeter om ook te help in die geveg teen jou peste en jou plaabo. En daar kyk ons na grondgesondheid en dis waar ek inkom, ek is 'n grondkundige. So ons kyk na grondgesondheid. Ons probeer die grond so gesond as moontlik kry sodat ons jou wortelaktiwiteit kan aktiveer en stimuleer sodat altyd daai wortelpunt wat jou hoogs metaboliese plek is op die wortel aan die gang te kry sodat jy gewoonlik as jy jou wit wortels het, dat dit die opname van jou kalsium byvoorbeeld verbeter, dat dit jou opname en die effektiwiteit van die bemestingsstowwe wat jy gee, die water wat jy gee, so effektief as moontlik in die plant kan inkry en daai verbeterde opname, verbeterde weerstand wat die plant het, gee dan vir jou deur die plant self ook die vermoë om teen peste en pla weerstand te bied. So om te skakel na 'n geïntegreerde plaagbeheer sisteem van 'n gewone konvensioneel na 'n geïntegreerde proses
neem jou gewoonlik so 3 na 4 seisoene toe. Die produkte wat ons gebruik, die is dadelik effektief, maar die proses van omskakeling is wat gewoonlik vir jou tyd gee. En hoe ons werk met dit is, die eerste seisoen kyk ons na wat se chemiese program het jy vir jou peste en jou pla, en ons vervang hier en daar 'n chemie met 'n chemie wat sagter is op ons predatore, sodat ons natuurlike vyande van jou peste en jou pla kan effektief bestuur. Seisoen 2 vervang ons ten minste 40% van jou chemie met biologie. So dan sit jy met 'n 60% chemie, 40% biologie. Seisoen 3 is dan waar jy gaan, dan jy omtrent 70% biologie, 30%, 40% chemie. En dan wat ons gebruik is om wortelgesondheid en daai goedes aan die gang te kry, is ons wil daai stimulasie doen. Dan gebruik ons produkte soos die Trichoderma wat ons hier het, spesifiek die Strentia C900, wat 'n baie aggressiewe fungus is wat groei. So hy groei binne in jou wortel in, hy vergroot jou met sy hyfise wat hy uitstoot, vergroot hy die wortel volume wat help met die opname van jou voedingsstowwe en jou water. En daai TRC, omdat hy binne in die plantwortel ingroei, verhoog hy ook die plant se weerstand. Want dit is soos die plant het ook maar twee prosesse van weerstand opbou, net soos wat ons het, waar ons 'n verkoue het, die virus wat jy gee, as jy voor die griepseisoen gaan om te voorkom dat jy griep het, en as jy daarna het jou vitamienetjies en die goeters, so gebruik ons ook die, om net daai plant se weerstand te verhoog. So ek sê ons gebruik dan nou scouting om te bepaal wanneer doen ons wat ook toe. So as jou plaag druk hoog is, wat beweer daar wat bewys word deur jou scouting, dan gaan ons met 'n chemie in. Ons maak skoon, maar ons maak seker dat die chemie wat ons gebruik nie ons predatore, natuurlike predatore, enigstens skade doen nie of so min as moontlik effek op dit het. So as jy belangstel om jou kunsmis daar in die Suid-Kaap uit te sort, maak seker dat jy met hulle in kontak kom. Linkie bo of hieronder en chat 'n bietjie met hulle. Dis die wat vir ons spys af. Tot volgende keer. Groete.